Hallo julle, so Hannes, julle kan sien Hannes van Kwela het kom kuier hier op Caledon vandag om 'n onderhoud te doen met die man van die huis en nou die man van die huis besluit, dit is ook 'n goeie geleentheid om sommer met Hannes 'n onderhoud te doen. Ek hou meer van om hierdie kant te wees en nie die vrae te antwoord nie. Laat ek vir jou sê, dit is 'n besonderse voorreg om jou hier te hê Dankie. in my woonplek. Ek het groot waardering vir Hannes en die werk wat hy doen. Is Maar altyd julle moet, lekker. ek val nie in die rede, julle moet hierdie onderhoud wat ek met Heinrich, want hy praat oor goed wat hy nog nie alles oor gepraat het. Dus 'n bietjie hartseer geraak, maar dit was regtig vir my 'n voorreg. En hy sê baie dinge wat ek eintlik voel, maar wat ek nie kan of wil sê nie, sê hy. Sê gou vir die mense wie's Hannes as Hannes nie Kwela aanbied nie. Die gewone plattelandse ouetjie, alhoewel Noord groot geword. Dit is nog steeds vir my vreemd as mense my herken of 'n handtekeningkie vra. Daar's regtig niks besonders aan my nie. Ek is iemand wat hard werk en my ding maar doen. So ons het nou baie gepraat, ek en Heinrich ook oor ouer jare en kinders. Ek het hierdie ongelooflike ma gehad. Sy is nou 2 jaar terug oorlede en ek huil nog elke dag. So ek het soveel dankbaarheid teenoor haar, want as dit nie vir haar was nie, my pa ook, maar my ma in 'n baie groot mate, en dan sou ek ook maar nie gedoen het wat ek vandag doen nie. So van julle het sekerlik al gehoor dat ek praat ook baie oor my ma, as ek motiveringspraatjies doen en in onderhoude soos hierdie. So sy is ook 'n natuurlik 'n sentrale figuur in die boek wat ek nog moet skryf. Ons kan nie wag vir daai boek nie, hy moet hom nou net klaar skryf. Jessie is in 2011 al oorlede en ek het gedog teen die tyd sou ek klaar wees. Maar anders, ek het hom eintlik gevra dat ek wil hê hy moet vir julle tips gee oor wat dit verg om 'n onderhoudvoerder op televisie te wees. Hoe maak jy seker? Nou vra hy dit vir my, hy ken al die antwoorde. Maar ek wil hê hy moet dit met julle deel. Wat doen 'n mens as jy aan daai kant sit normaalweg en vra die vraag om seker te maak jy kry die verhaal uit? As daar 'n soort van 3 elemente wat jy sou uithaal. Ja. Skryf slang neer julle. Ek dink die heel belangrikste, want ek kan net so 'n bietjie terugvat, omdat ek 'n akteur is, ek het drama geswat, so ek is eerstens 'n akteur, en daar vertolk jy 'n rol, wat natuurlik makliker is, jy klink nou simpel, maar jy word iemand anders, jy klim in 'n ander karakter se vel in, wat die onderhoude anders te maak, jy moet net jouself wees. Daar's nie dat jy moet 'n toneel speel, so die grootste ding is, wees jouself. En dan dink ek, is die tweede belangrikste ding, is jy moet navorsing doen, jy moet hard werk. Jy moet als van daai persoon of die onderwerp wat jy doen, moet jy weet. Daar's nie kwessie, baie keer sê mense, maar lees jy al die boeke, as ek moet 'n skrywer, natuurlik moet jy die boeke lees, natuurlik moet jy presies weet wat aangaan. 'n Lekker lawaai nou agter. Ja, ek wil ook nog in die rede val terwyl daar 'n motor aangeskakel word buite. So as dit jou kar. Nee, dit is. Jy sien julle daar nog nooit so 'n kar geparkeer nie, ek kan net nie 'n foto nie. Maar die ding wat ek wou sê is wat was jy besig om te sê? Letterlik van die navorsing. Ja, sien julle, so kom Hannes hier aan en hy vertel vir my hele lewensverhaal, noem name, plekke, verwysings, boeke, enige ding en ek staan amper soos iemand wat Maar jy sal saam met in 'n hof van onderhoudvoering staan. Maar jy sal saam met my sê, dis lekker as 'n mens om die onderhoud te doen, as jy regtig jou navorsing, jy moet dink, o genade, jy is nie heeltemal seker daarvan, en dan is dit 'n gesprek, dus ek hou ook nie altyd daarvan, mense sê, is 'n onderhoud nie. En dan die derde belangrikste ding is, ek kan al my vrae, en in my kop het ek dit, maar dan moet jy luister. En dan gaan dit oor wat daai persoon sê, so jy kan vraag 1, 2, 3, 4, 5 hê, maar baie keer kom jy eers by daai vraag uit, want hulle noem dit opvolgvrae. So luister wat Heinrich sê, en dan vra jy die volgende vraag, maar jy moet regtig, voorbereiding is die heel belangrikste vir my. Kan ek dan ook net vir julle sê, as iemand wat nou aan hierdie kant gesit het, wat Hannes ook baie goed doen, is dat hy wil jou gerus stel, hy wil hê jy moet gemaklik wees, ook met die vrae, en dit is amper asof hy stap saam met jou en sê, luister, as dit vir jou moeilik gaan wees, ek is hier. Hy's nie hier vir sensasie nie, hy's nie hier omdat hy iewers al hoofopskrif wil skep nie, hy's hier om regtig te luister na hoe jy jou verhaal vertel. Ek gaan dit vir my CV hou wat hy nou gesê het. So baie dankie Hannes. Ja, Ek kan nie vir julle sê hoe opgewonde ek is hier, dit is ook nou nie gemaakte beskeidenheid nie, dit is regtig nogal, dit is great. Ek weet nie of hulle al ooit in 'n lokasie was, vandag is ons in 'n breinbier was nie, maar hier is Kwela, hier is Hannes, en ek is bly dat 'n seun van die Suid-Vrystaat na die Oeverberg gekom het, om 'n deel van
'n verhaal van die Oeverberg. En Caledon Ek kan bo, ek luister. is gaande oor Caledon, so dit is waar julle bly, dit is 'n fantastiese dorp. Dit is my heerlik om dit te weet. En ons sê nou heeltyd gawe goed vir mekaar. Ons bedoel dit nie so nie, maar jy is so 'n rolmodel, Heinrich. En nie net, ek dink jy dink dalk net in die bruin gemeenskap. Dis nie net die bruin gemeenskap nie, dis oral oor. So dit is my voorreg. Dankie. Ek het die koffie gemaak. Ja,